Goeiemiddag, dis Ina met Resepte vir die Lewe. Wat 'n voorreg om saam met jou te gaan kyk na die resepte vir die lewe uit die woord van God. Ons is midde in die week van die fees van Tabernakels, of die Loofhutte fees, of soos dit in Hebreëus genoem word, Sukkot. Hierdie fees is 'n fees wat praat van die tyd wat die Israeliete deur die woestyn getrek het. En daar's twee temas wat baie sterk deur getrek word in hierdie fees. En die een tema is die God se teenwoordigheid en die ander tema is God se voorsienigheid. Gaan kyk ons na die historiese instelling, lees ons in Levitikus 23 dat God vir Moses sê, hierdie is my feeste wat julle moet vier. En dan gaan die fees van Tabernakels daaroor dat die volk vir 'n week lank elke jaar in hutte van takke moet gaan bly om hulle te herinner aan die tyd wat God vir hulle gesorg het in die woestyn. Dan moet hulle na hierdie takke kyk wat verwelk teen die einde van die week en besef hoe tydelik dinge hier op aarde is. Een van die temas, soos ek genoem het, is God se teenwoordigheid. En ek wil so 'n bietjie vandag gaan kyk oor hoe hy vir ons in die nuwe verbond hierdie fees kom laat leef elke dag van ons lewens. Nie net eenmal 'n jaar nie, maar elke dag van ons lewens. Want in die nuwe verbond sien ons dat Jesus, Yeshua wat die woord is, hy kom woon, die Engels sê hy kom tabernacle tussen die mense op aarde. En ons is maar net reisigers op aarde op pad na die beloofde land, net soos wat die volk destyds deur die woestyn getrek het op pad na die beloofde land. En op hierdie pad is hy altyd teenwoordig by ons. Eksodus 13 sê vir ons, vers 21 en 22, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom, om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom, om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. En die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. My boetie, my sussie, ek glo met my wese dat Vader nog so voor ons uittrek met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom. Al sien ons dit nie, is dit daar. Hy is daar om ons te beskerm teen die son van vervolging. Hy is daar om vir ons lig te bring teen die duisternis wat ons soms wil oorweldig. Ons eie koning Jesus sê in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld en wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kan jy die vuurkolom sien wat voor jou uittrek, wat die duisternis laat vlug? Matteus 28 vers 20 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Ons het gisteraand gehoor, hy is die Amen. So as hy sê Amen, dan is dit so. Hy trek nog voor ons uit. Weet julle wat, ons wil partykeer ons God verklein en hom in 'n boksie sit van ons idee van hoe dinge moet gebeur. En intussen moet ons net ons oë opslaan, net opkyk en sien hoe hy ons lei. Sien hoe sy lig voor ons uitgaan. Sien hoe sy vuurkolom die vyand van ons af weghou, ons beskerm. Want jy sien sy teenwoordigheid is nie net lig nie, dis beskerming. Dis alles wat jy ooit sal nodig hê. Hy is die groot ek is, alles wat jy ooit sal nodig hê. Kom ek en jy vertrou hom dat hy in hierdie tyd wat ons leiding so nodig het. Want ek weet nie van julle nie, maar dit voel vir my of die wêreld daar buitekant net meer deurmekaar raak. Dit voel vir my partymal ek wil uitroep en sê, Abba Vader, stuur vir ons 'n Moses, stuur vir ons 'n Joshua wat ons kan lei, sodat ons weet in watter rigting, want ons weet nie. En dan besef ek, as ek lees van die vuurkolom en die wolkkolom,
het ons dalk nie 'n aardse Moses of 'n aardse Josua nodig nie. Want ons het 'n leidsman wat voor ons uitgaan en al wat hy van ons vra is, volg my. Ek glo in die woestyn was dit skrikwekkend. Daar's wilde diere gewees. Daar's dors gewees, daar was honger gewees, daar was 'n klomp chaos en ek wil jou uitnooi om Eksodus 14 te gaan lees. Eksodus 14 praat van die Israeliete wat vasgekeer is tussen die Rooi See en die Egiptenare. En dan kom die vuurkolom en kom staan tussen die Egiptenare en die Israeliete. En daar is chaos in die Egiptenare se kamp. Maar daar's lig. Daar's warmte, daar's beskerming aan die kant van God se volk. Net soos die tyd wat die Israeliete in Egipte was, wat daar duisternis was, maar lig was in Gosen. Net so kom hy by die Rooi See en hy bring lig aan die een kant en duisternis aan die ander kant. Vir my en vir jou is hy die lig. Vir my en vir jou is hy die vuurkolom en die wolkkolom wat voor ons uitloop op ons pad na die beloofde land. Slaan jou oë op en kyk. Hy stap voor jou uit. Aba Vader, dankie dat U ons bedek met die koelte van U liefde wanneer die aanslag daar buitekant so fel is. Dankie dat U die lig bring wanneer die duisternis ons wil oorweldig. Yeshua, Jesus Christus, lig van die wêreld. Lei ons. Dankie dat U met ons is tot aan die volëinding van die wêreld. Ons volg U. Amen.